Ons gaan uit die woord van die Here saam lees vandag uit 1 Konings hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19, ons gaan vanaf die 9de tweede deel van vers 9 gaan ons begin saam lees. As jy jou Bybel daar wil oopmaak, dan kan jy dit nou doen terwyl jy sien die blaai kom ons vra dat die Here met ons sal besig wees wanneer ons sy woord hanteer. Wonderlike Hemelvader, u woord lê ook voor ons en ons is in u hande. Ons wil klei wees in die hand van die pottebakker. En ons wil vra dat u ons sal vorm na u beeld. Vorm soos wat u wil hê ons moet lyk en dink, praat en doen. Ons wil 'n gemeente wees wat gevorm is op u model. En daarom vra ons Here, kom spreek Here, die diensknegt en die diensknegt lei. Ons wil vra Heer dat u Gees vir die gemeente wil sê. Maak ons ore oop, maak ons harte ontvanklik om te verstaan wat u Here vir ons is. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons. Dit is 'n kosbare gedeelte van die Bybel. Ek is baie lief vir hierdie spesifieke hoofstuk. Baie mense hou baie van 1 Konings 18, want dis mos nou die groot hoofstuk waar Elia vir Agab ontmoet en wat alles op die Karmelberg gebeur het en groot geestelike hoogtepunt gewees. Baie keer wanneer 'n mens so 'n geestelike hoogtepunt het, ontslaan die moedeloosheid en die depressie jou daarna, en dis hierdie hoofstuk vertel vir ons iets daarvan. Ons lees 1 Konings 19 vanaf die tweede gedeelte van vers 9. So Elia het nou op vlug geslaan vir Agab. Agab het gesê dit was nou die laaste strooi, ek sal jou jag tot aan die einde van die aarde. En nou vlug hy vir sy lewe. En nou vat die Here hom weg na 'n berg toe, en dan begin die Here met hom praat. Maar die Here het met hom gepraat, "Wat maak jy hier, Elia?" Elia antwoord, "Ek het u met toewyding gedien, Here God Almagtig. Maar die Israeliete het die verbond met u verbreek, die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en nou probeer hulle my ook doodmaak. Kom buitekant toe en gaan staan voor my by die berg," sê die Here vir hom. Terwyl Elia daar staan, het die Here by hom verbygegaan en 'n geweldige rukwind het die berg uitmekaar geruk en die rotse gebreek voor die Here. Tog was die Here nie in die wind nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar die Here was nie in die aardbewing nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar die Here was nie in die vuur nie. Na die vuur was daar die geluid van 'n sagte gesuig. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak. Hy het by die ingang van die grot gaan staan. En 'n stem het gesê, "Wat maak jy hier, Elia?" En hy het weer geantwoord, "Ek het u met toewyding gedien, Here God Almagtig. Maar die Israeliete het die verbond met u verbreek, die altare afgebreek en al u profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en nou probeer hulle my ook doodmaak." Toe sê die Here vir hom, "Draai net hier om en gaan na die woestyn van Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hasael salf tot koning van Aram. Dan moet jy Jehu seun van Nimsi salf tot koning oor Israel. Jy moet ook Elisa seun van Safat uit Abel-Megola salf om jou as my profeet op te volg. Dan sal sake so verloop. Die een wat Hasael se swaard ontvlug, sal Jehu doodmaak. En die een wat Jehu se swaard ontvlug, sal Elisa doodmaak. Nogtans sal ek die 7000 in Israel laat oorbly wat nie voor Baal gebuig en hom vereer het." Ons lees op 2 vers vir die woord van die Here. As ek hierdie gedeelte lees, dan onthou ek skielik 'n verhaal wat afgespeel het toe ek 13 jaar oud was. En dit was toe TV nog anders gelyk het. Onthou julle nog hoe TV daai tyd was? Dit was haas das.
Onthou julle dit? Dit was 'n bekosbare storie geweest. Azan Lupe was een van die ander stories geweest. Onthou julle nog Azan? Hy hierdie tipe van wat hy so geswaai het. Daar was 'n ander program wat ontsnappings uit tronke. Wie van julle dit gekyk? Ek onthou dit nog, nou gee ek my ouderdom weg. Um en ek onthou dat my pa het baie streng reëls gehad wat ons mag kyk en nie mag kyk nie. En ons het sekere tye gehad wat ons mag kyk en ander kere mag ons nie kyk het nie. Maar dit was vakansie geweest en my pa het gesê geniet dit nou maar. En ek onthou die laaste program was hierdie ontspanning ontsnappings uit tronke geweest. En dan so 5:12 dan het daar 'n oordenking begin. En dan as die oordenking klaar is 12:00, dan het die stem gespeel, né? En dan het die ou Suid-Afrikaanse vlag gewys. En daarna was dit net daai sirkeltekentjie dan gewees. Ja, van julle het ook laat week gesien. Ek onthou daai stukkie. Ek het die ding klaar gekyk en ek is so half slaperig lê ek daar op die bank en toe die oordenking begin, toe staan ek op die TV af te sit. En die dominee wat daar gepraat het, begin so: "Haai, wat maak jy nou?" Ek gaan staan doodstil. En toe luister ek net ou nou maar klaar. Maar ek kan niks onthou wat hy gesê het nie, maar ek onthou daai ding van: "Hey, wat maak jy nou?" Nou dis amper asof die Here nou in hierdie gedeelte vir Elia wil sê: "Hey, wat maak jy nou? Wat maak jy hier, ou?" En Elia wat in sy depressie, in sy moedeloosheid, kom ons sê maar in sy geestelike uitgebrande toestand, sê net: "Ek kan nie meer. Ek kan nie meer. Ek het al gesien. Here, U weet, ek het U gedien met alles in my. Ek het niks teruggehou nie. Maar ek kan nie meer nie." Kon jy dit sien? Kon jy dit so by die werk of dalk in 'n verhouding? Dalk in die geestelik sfeer. Dis baie interessant dat iemand soos Elia, 'n geestelike reus, 'n man wat in 'n situasie kon kom waarin al die Baal-profete voor hom staan en hulle kon uitdaag en sê: "Nou toe, laat julle nou hierdie vuur in die brand steek. Kom ons kyk of dit gaan werk." En hy wat die geloofs onderskeiding gehad het wat God so 100% vertrou het om te sê: "God sal 'n vuur uit die hemel uit hierdie altaar aan die brand steek." Hoe sterk moet jou geloof wees om dit te kan regkry, om teen owerhede te kan staan en sê: "So kom ek om, maar my God is die." Dis dun gesaaide mense daar. So ons moet nie dink dat iemand wat by 'n geestelike uitbrandingssituasie kom, soos Elia nou in hierdie hoofstuk is mense wat geestelik swak is. Dis geestelik sterk man wat by 'n punt in sy lewe kom waar hy sê: "Ek kan nie meer. Ek het al genoeg." Het jy dit gesien? Het jy al so gesien? Ek het al so gesien. Ek kan onthou dit ek al so gesien het. Wat maak 'n mens as jy daar kom? Ons het begin by hierdie gedagte. Wat maak jy hier? Hier waar jy nou in jou geestelike situasie is vandag. Wat maak jy hier? En ons kan die vraag op verskillende maniere vandag vra. Ek kan dit vir myself vra en ek het dit weer vir myself weer gevra. Wat maak ek hier in hierdie gemeente? Hier waar ek nou vra, by my werk, die feit geloof dat dit lyk die oomblik. Waar is ek nou? Waar is ek pas? Ek kan dit vir jouself vra. Waar jy op die oomblik in jou geestelike lewe? Waar moet jy opvat? Wat maak jy op die oomblik hier waar jy nou is met jou geestelike lewe? En ons kan dit vir ons as 'n gemeente vra. Waar is ons nou? Waar moet ons pas? Wat maak ons? Wat is God se plan? God se doel met ons? Wat is sy reis met ons?
En hierdie vraag is 'n intense, eerlike vraag. En dit soek 'n antwoord. Dis iets wat ons maar net kan sê, "O, dis 'n interessante vraag wat ons gaan aan." Wat maak jy nie? Op hierdie oomblik in jou geestelike plek, die Here dit jou kom vra. Ek hoop jy kan sê dat wat ek hier maak is, want dit is my geestelike tuis. Dis my veilige plek waar ek my geestelike uitdagings kan kom deurdink. Dis hier waar ek saam met ander mense kan groei in my geloofslewe. Dis hier waar ek my vrae kan kom vra, dis hier waar ek nuwe besluite kan neem saam met 'n geloofsgemeenskap en sê, kom ons gaan ver. Kom ons gaan hier vandaan. Kom ons staan op en laat ons. Navorsing wys vir ons oor gemeentes dat mense wat kerk toe kom met gewoonlik een van 4 redes hoekom hulle kerk toe kom. En jy gaan jouself waarskynlik in een van hierdie 4 kategorieë bevind. Eerste kategorie is mense wat Christendom kom ondersoek. Hulle glo nie eintlik nie. Hulle het al gehoor van die Here. Hulle het nog nooit regtig 'n Bybel gelees nie. En hulle is op 'n plek in hulle lewe waar hulle eintlik half geërg is, maar nou vir die eerste keer begin hulle vra. Vir die eerste keer het iets in hulle wakker geword en hulle dink, "Ag, daai kerk het nie. Dis fantasties. Dis fantasties." In die Amerikaanse kultuur praat hulle van hulle as die seekers. Die ouens wat soek. Hulle kom soek vir antwoorde wat hulle nog nie het. Dis moontlik dat daar mense in ons gemeente sit wat sê, "Ek moet my eintlik nog hier klassifiseer. Ek het nog nie hierdie ding vir my uitgemaak nie. Ek is nog onseker, ek kom soek nog, ek luister 'n bietjie, ek kry 'n bietjie inligting van verskillende kante af. My geloof beïnvloed nog nie my geloof, my lewenskeuses nie." Die tweede groep is die mense wat ons sal sê hulle is groeiende in Christus. Maar die eerste groep sê, "Ek kom hier weg, ek wil net 'n bietjie wegkruip hier, maar ek wil net 'n bietjie kom vra vir myself en hoor wat julle dink. Ek wil kom kyk hoe julle optree. Is julle regtig anders as die wêreld? Het julle 'n ander tipe liefde as wat die wêreld het? Praat julle anders? Dink julle anders? Leef julle anders? En as jy anders leef, hoekom?" Hulle kom kyk so agter die gordyne na ons. Hoe dink ons? Hoe praat ons? En dan is daar die tweede groep wat die groeiende ouens is. Hulle glo in Jesus as die verlosser, maar hulle het nog nie regtig hulle lewe op hom gestuur. Hulle kan ja sê vir dit wat ons die geloofsbelydenis sê. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en dit wat daarop volg. Hulle kan dit sê. Hulle voel nie skuldig om dit te sê nie, maar hulle lewe word nog nie daardeur geïmpakteer. Die derde groep sal sê, ek is naby, ek voel naby aan die Here. Dis die ouens wat sê, ek vertrou op hom vir my daaglikse lyding. Maar daar's tye wat as dit begin moeilik raak, dan kies ek maar my eie paai. Ek staan so die een kant in die kerk, in die godsdienst, van my huisgodsdienst hou van tyd tot tyd, sal bietjie lees, sal bietjie bid. Maar daar by die werk dan klink dit 'n bietjie anders. Ek doen net maar 'n bietjie my eie ding daar. En dis wat nodig is in daar. Dis asof jy dan 'n kerklied het en 'n wêreldlied het. Kerkklere het en wêreldse klere het en kerktaal en 'n wêreldse taal. Stil van mekaar. Maar ek voel daarin die Here is by my. Ek is sy kind, ek het hom aangeneem. Die vierde groep is die mense wat sal sê, ek is totaal gesentreerd op Christus. Ek vra na sy wil, ek soek sy plan. As hy vir my sê A, dan doen ek A. As hy sê B, dan doen ek B. Ek sal eenvoudig gehoorsaam wees en met wat die Here sê. Ek soek konstruktief na oplossings wat hy vir my nodig het, wat hy vir my vra. Hy is die middelpunt van my bestaan en ek beloof met my hele lewe sal ek aan hom vertrou. So wat is een van die 4 groepe van jouself gesteer op die oomblik? George Barna is 'n ou wat navorsing doen op verskillende onderwerpe, maar veral in die kerklike lewe doen hy geweldig baie navorsing. En 'n hele paar jaar gelede is die statistiek, en dit is 'n ou boek wat ek gelees het, vertel van dat tussen 50 en 75 kerke
per jaar, per maand in die FSA toemaak. Die enige kerkstatistiek is self. Kerke maak toe, omdat mense nie meer godsdienst as 'n veilige hawe beskou. Mense verlaat die kerk vir die spoed van lig, omdat hulle net te moedeloos raak, ontnigter raak, en die kerk dan net nie meer vir hulle werk. Die boodskap wat hulle by die kerk kry, pas nie in by hulle lewe nie. Want vir so lank, veral in die Amerikaanse kultuur, is nou waaroor die navorsing gaan, word daar vir hulle gesê, as jy 'n probleem het, kom net kerk toe. Kom bid daaroor, dan sal die probleem weggaan. En ek jy al agterkom, die probleem gaan nie weg. Hy bly maar daar. Want daar is nie 'n goedkoop antwoordjie vir jou probleem nie. Daar is nie 'n goedkoop oplossing nie. Dit vra harde werk. Dit vra toewyding. Om, soos wat daardie mense wat die kerk verlaat gesê, die God ding werk nie meer. Want wat julle sê God vir my gaan doen, kry ek nie. Julle sê God gaan my praat, maar ek hoor hom nie praat nie. Julle sê God sal ingryp, maar God gryp nie in nie. Julle sê God sal genees, maar hy genees. Dis waar. Dan kom die ontnigtering. Vriende, as kerke begin toemaak, moet daar ernstige rooi ligte vir ons opstaan. Oor die kwaliteit van hulle wat in die kerk is. Maar ek meen dit dat jy daar vandag daar is. Dat jy die moedeloos een is wat sê, ek het hierdie kerk ding probeer. Dit werk nie. Ek ken goeie mense wat daar is. Elia laat my aan een ding. Here, hierdie ding werk nie. Ek het dit gedoen met my hele hart tot nou toe, elke dag. Ek het gedoen wat U van my vra. Maar ek kan nie meer nie. Ek sien nie 'n kans vir hierdie ding nie. Dit werk nie. Vers 10 sê Elia, tot hier het ek met toewyding gedoen. Die probleem was nie Elia se toewyding nie. Die probleem was nie dat hy halfhartig in hierdie ding was van die begin af nie. Die probleem is moedeloosheid oor die resultate van sy toewyding. Gelowiges, kom daar. Dit is sleg plek om te wees, maar ek wil jou bevry vandag en sê, dis oukei as jy daar is. Dis regtig, God skrik nie sy asem daarvoor weg. Meeste gelowiges het al daar uitgekom. Johannes die Doper was een van hulle, wat die een oomblik kan sê, daar is die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. Net om 'n paar maande later met trompet te sê, is die wat sy doen, dit is 'n ander ding. Gelowiges, met sterk standpunte kom partykeer by. En dan begin die mooi deel van hierdie verhaal na vore. Want God begin praat. God wys hom aan Elia. En hy sê vir hom, maar hy tweede keer gesê, wat maak jy hier? Ja, ons verstaan nou jy is moedeloos en depressief. So, kom ons hanteer dit nie. Dan gaan die Here by ons kyk. En jy sien hoe die natuur reageer met op God se teenwoordigheid. Jy sien die geweldige impak wat die natuur maak as God stel naby kom. Die aarde stik, rotse breek, vuur, vlamme bars uit. Maar Elia weet, nie nodig om vir God bang te wees. Die sagte gesuig van die aand. Dit is iets wat Adam al ervaar, daar die tuin. Nou is het weer Elia wat dieselfde is. Dan weet hy, as die sagte gesuig kom, maak hy hom toe, maak hy sy adem toe. Want hy weet, hy sou geloof, elkeen wat die Here sien, sal sekerlik sterwe. En dan kom praat die Here met hom. Dit is interessant, ek het baie lank gewonder, hoekom sê die Here nie vir hom, maar Elia, alsoos hy nie.
Hoekom bemoedig hy hom nie op 'n ander manier nie? Hoekom gee hy hom nie een of ander inspuitingkie wat hom geestelik deur wie mag gee nie? Hoekom gee hy nie vir hom 'n pep talk? Ons is mos so lief daarvoor om 'n motiveringsspreker te kry. En die ou moet ons weer 'n bietjie die wiele pomp wat ons weer kan gaan werk. Die Here doen niks hiervan nie. Wat doen die Here? Het julle agtergekom wat hy doen? Die Here kom sê vir Elia, ek het 'n plan met die wêreld. Gaan na jou grootste vyand toe. Gaan na die Arameërs toe. En gaan salf hierdie ouens teen. Want hierdie ouens wat julle dink julle vyande is, hulle is in die holte van my hand. Ek die Here. Ek sal met hulle maak wat ek kies. God is nie net in beheer van my en jou lewe nie, hy is in beheer van die hele skepping, van alles rondom ons, van ons vyande, van alles wat daarmee gepaard gaan. God is in beheer ook van dit. Dan sê hy, gaan self ook vir jy as koning van Israel. Want ek sal hierdie ding uitvoer, sê die Here. Ek sal nie die werk van my hande wat ek begin het laat vaar nie. Ek sal nie my kerk tot niks laat gaan nie. Ek sal nie toelaat dat dit wat vir my heilig is, op die ou en tot niks gaan nie. Ek het 'n plan. God wat die pad vorentoe ken, stel sy plan uit. En sê, gaan praat jy daar, self daai een, kry hierdie ou, bring hulle na, ek het 'n doelwit. Vir my persoonlik beteken dit, ek by die teks gekyk het, is, ek sal nie hierdie gemeente los. Ek het 'n plan met my kerk, met die nog vergeet. Maar, gaan self een, gaan self nuwe leiers, gaan ontdek hulle, gaan maak hulle groot, gaan bemagtig hulle, stel hulle in staat om verder te stap, saam te loop, oor te vat, leiersels te neem. Die vraag vir my en vir jou is nie of ons sal weet wat oor die volgende paar jaar in ons lewe gaan gebeur nie. Die vraag is of ek en jy sal gehoorsaam wees met wat die Here nou sê. Want nou sit Elia daar met hierdie boodskap. Wat? Moet ek na die vyand toe gaan en hulle koning gaan salf voor my dooie liggaam? Sal jy nou gehoorsaam wees met wat van jou? Sal jy nou van doen? Al klink hierdie opdrag vir jou nie snaaks. Al klink dit vreemd op jou oor. Al sê jy nee asseblief net nie ek nie. Sal jy gaan doen wat die Here vir jou sê? Gehoorsaam wees, want dit God se plan. Ek kom agter dat die Here ook ons geloofsreis baie opbreek in kleiner eenhede. Waarin jy eers gehoorsaam wees en dan moet hy nou vir jou vra voor jy die volgende keer sal doen. Daarom, as jy lanklaas die stem van die Here gehoor het, wat is die laaste keer wat jy dit gehoor het? En moet jy dit gaan doen? Lees jy daardie boodskap? Het jy daardie opdrag nagekom? Ek wonder by myself, wat sal die geestelike leierskap van ons gemeente oor so 'n week of 2 gelede het ek gesê as daar Jesus wat sê hulle die gawe van gebed het asseblief hulle naam. Ons het bidders nodig. Ons het bidders nodig. Dit is nie naam. Die Here gee gawe van gebed. Daar moet gebid. Hulle moet hierdie. God sal nie sy kerk verarm deur nie die gawe te gee wat hy nodig het. Daar's mense met die gawe van barmhartigheid, dit uitstekend daarmee. Daar's mense met die gawe van gasvryheid, dit uitstekend daarmee. Daar's mense met die gawe van geestelike onderskeiding, dit uitstekend daarmee. Die ander gawes moet ook hier wees.
Want dis wat die Bybel vir ons leer, dat die verskillende gawes is daar om mekaar te ondersteun. En ons is arm, ons kan nie sonder 'n ledemaat gaan nie. Kan nie daar sonder oorleef. Ons het hierdie ledemaat nodig. Daar moet mense wees wat sê, Here roep my om 'n bidder te wees vir hierdie. So is daar geestelike leierskap wat ons gaan moet ontwikkel vir die pad wat ons loop. Elia moet ook sy eie opvolger van God. Daarom word Elisa deel van God se plan. Hy is ewig lewe nie. Ons gaan moet ook dink oor die pad vorentoe. Maak seker dat jou geestelike leiers nie sterk wanneer hulle is nie. Moet 'n opvolgplan hê. Daarom moet ons gaan kyk na die volgende geslag leiers in die gemeente om dit te ontdek. Maak seker daar is iemand wat vir jou kan oordeel. En toe, die einde van my preek, tref vers 18 my. Tussen die oë. Nogtans sal ek die 7000 in Israel laat oorbly wat nie voor Baal gebuig nie vereer nie. En dis asof daar ewe skielik ek net vir die Here kon sê, dankie Here. Dankie dat daar mense is wat ek dink baie keer ek is heeltemal alleen in hierdie bootjie. Maar soos Elia, maar daar is 7000 wat nie voor Baal gebuig het nie. Daar is daai stil meerderheid in die gemeente waarvan ons deel is. Daar's daai stil meerderheid in die gemeente wat nie links skree of regs skree nie, maar wat net stap. Hierdie pad wat die Here vir hulle gewys het. Ek dien die Here met my oorgawe. Ek is hier om hierdie gemeente te dien. Ek is hier om in die deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap. En hier sal ek my ding doen. Elke Sondag in hierdie bank sit ek hier is vandag. En ek wil vanmôre vir julle dankie. Dankie dat jy elke Sondag sit by jou sit. Dankie dat jy deel is van daai 7000 wat nie voor Baal gebuig het. Sonder jou sou Elia regtig alleen gewees het. Maar God weet, die prentjie is baie groter as wat ons dink en as wat ons verwag. Daar is 'n stabiele kern in ons gemeente wat lojaal is en lojaal sal bly, maak nie saak wat gebeur nie. Ek eer jou. Ek respekteer jou daarvoor. Ek sê vir jou dankie. Mag die Here nog lank vir ons wees. As jy vandag wonder waarheen nou verder, jou geloofspad of vir ons as 'n gemeente, dan hoop ek hierdie boodskap gee weer vir jou nuwe moed. God het 'n groter plan as wat jy nou raak sien. Hy sorg vir sy kerk. Hy hou ons vas. Ons is wonderlike opdrag. Kerkleierskap te vestig. En steeds voort te gaan en God se koninkryk uitdra met die beste van ons vermoë. Mag die Here ons seën.